Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here dat hy vir ons deur hierdie besige week gedra het en dat ons by hierdie Vrydagoggend kan sê geloof sy die naam van die Here dag na dag draai vir ons. Dankie. Ons dank die Here dat hy ons seën met die keer van sy seëninge en dat die Here weet wat ons nodig het en dat hy vir ons beloof dat hy ons nooit bo ons kragte sal versoek nie. Mag u en ek in vaste vertroue leef met ons oë gefestig op Jesus die leidsman en volëinder van ons geloof. Nou vriende, ons is besig met hierdie gedagte van grawe die putte weer oop. Nou u het die strekking van die boodskappe al verstaan. U weet waar dit vandaan kom, waarmee ons besig is. So ek gaan sommer dadelik wegval vanmôre met die volgende put wat ons moet oopgrawe, want u sien, dit is baie belangrik om hierdie groot waarheid vanmôre raak te sien. En die volgende gedagte of die volgende put wat ons weer moet oopgrawe is die ware berou oor sonde. Nou ek het vir u al reeds gesê wat Dr. Warren Wiersbe gesê het. Hy skryf in een van sy boeke, hy sê the church keeps looking for something new when all we need is to dig again the old wells of spiritual life that God's people have depended on from the beginning. Nou vriende, van die begin af was ernstige, ware berou oor sonde een van die belangrike dinge in die kerk van die Here Jesus, wat besig is om soos mis voor die son te verdwyn. Vriende, as ons uitkyk na sonde, niemand wil daaroor praat nie, niemand wil dit aanspreek nie. As iemand waag om dit aan te spreek, is ander mense kwaad vir hom. Ons wil eerder praat van ons het 'n fout begaan, of ons het 'n misstap begaan, of daar het iets gebeur toe ek in 'n oomblik van swakheid miskien A, B en C gedoen het. En dit lyk of die kerk van die Here Jesus, die kinders van die Here, die weergeborenes, hulle wat bely hulle behoort aan die Here, nie meer sonde wil noem nie. Dikwels wanneer dit kom by sondebelydenis, is dit sommer maar so voetnote aan ons gebed, of dikwels so ligtelike ding waaroor ons praat, of baie keer oor lag, wanneer ons miskien gesondig het. Ek het hoeveel manne al gevind, wat met my gepraat het, dan sal hulle my vertel van 'n leuen wat hulle vertel het, of miskien 'n vrou na wie hulle gekyk het, of miskien een of ander sonde wat hulle begaan het, en dan lag hulle daaroor, so asof dit maar 'n swakheid is, en almal sit daarmee, en weet jy wat, die Here is tevrede daarmee, ons hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Maar J.C. Ryle skryf, hy sê, I am convinced that the first step towards attaining a higher standard of holiness is to realize more fully the amazing sinfulness of sin. Vriende, hierdie woord het my getref, want u sien, dikwels praat ons van sonde asof dit maar net so ietsie is wat maar per ongeluk met ons gebeur, en dikwels maar 'n fout wat ons begaan het, terwyl J.C. Ryle skryf, en die Bybel is baie duidelik daaroor, dat ons die sondigheid van ons sonde moet verstaan, ten einde ware berou oor ons sonde te ontvang, sodat ons ware vergifnis daarvoor kan verkry. Want jy sien vriende, sonde is nie 'n ligtelike saak nie. Dis nie sommer net iets wat gebeur in ons lewe en ons skud dit so half van ons af, soos water wat van 'n se rug afloop en ons gaan aan met ons lewe nie. Nee, die Bybel sê vir ons dat Christus het die weg van smarte bewandel. Hy het die kruishout van Golgotha, vriende, vir ons kom toon waar hy gelei het as seun van God. Die sondelose gelei het vir die sondaars. Hy was verag, sê die Bybel. Hy was verlate. Hy was bespot en gehoon. Hy het die helse smarte gedra. Hy het gesterf, hy het opgestaan sodat ons van ons sonde vry kan kom. Daarom is sonde nie 'n ligtelike ding nie. Iemand het eendag gesê, as ons wil sien hoe God sonde haat, kyk na Jesus Christus, die seun van God aan die kruis, en hoe hy self uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Vriende, ons kan nooit die diepte van hierdie prys aan die kruis bedink of verstaan nie, maar tog sien ons so ietsie van God se vaderhart in die straf van sy seun in die plek van ons sonde. En daarom wil ek vir u sê, kan ons nie van sonde 'n ligtelike ding maak nie. U sien, sonde is nie 'n fout wat ons begaan nie, maar dit is rebellie teenoor God. Dis om blaatant ongehoorsaam te wees aan sy woord en sy wet. Dis asof ons die bloed van Christus opnuut onder ons voete vertrap en hom tot skande maak. Dis asof ons 'n vuisbal na God het vir hom sê, jy gaan nie vir my sê wat om te doen nie. Vriende, u kan miskien vir my sê, ek sal nooit so iets sê nie, Gerard, maar deur ons sonde en dikwels ons aanhoudende sonde, openbaar ons maar hierdie gesindheid. Daarom, vriende, moet ons ware berou oor sonde toon. Sonde kan nie net iets wees wat ons ligtelik laat verbygaan en ons het geen berou daaroor of hartseer of pyn daaroor nie. Die Here stigtig dikwels sy kinders wanneer hulle met sonde aangaan. En hierdie tigtiging het ten doel om ons terug te bring, om ons te bring by die kruis waar ons belydenis van sonde sal doen. Maar ek moet vir u sê, dis een van die putte wat toegestop geraak het in ons dag en tyd.
Daar word nie gepreek oor sonde nie, daar's nie ware berou oor sonde nie. Kinders van die Here sien nie meer die sondigheid van sonde nie, en hulle sien nie hoe sonde hulle eie lewe en ook die van ander mense verwoes en vernietig nie. Billy Sunday, die evangelis, het op 'n stadium die uitlating gemaak en hy het gesê, dit was so treffend. Hy sê een van die grootste redes waarom sonde so floreer in die kerk van die Here is omdat ons as mense sonde soos 'n melktert hanteer in plaas van soos 'n ratelslang. Nou dit is platvloers eenvoudig gestel, maar dit is eintlik so treffend. Want vriende, ons wat in Suid-Afrika woon, weet hoe lief is ons vir melktert. Dis een van ons gunsteling disse. Nou, as ons sonde soos 'n melktert hanteer, beteken dit eenvoudig ons neem sonde in ons boesem, ons geniet dit, ons doen dit. En nou sê hy, as ons sonde eerder soos 'n ratelslang hanteer, in plaas van 'n melktert, sal daar minder sonde in die kind van God se lewe wees en in die kerk van die Here, en sal hierdie verstopte putte weer oopgemaak word sodat ons 'n seën kan wees vir die wêreld en dat hulle kan sien hoe lyk 'n lewe van heiligheid. Vriende, dit is baie belangrik dat ons sonde soos 'n ratelslang sal hanteer. Niemand van ons wil naby 'n ratelslang kom nie. Niemand van ons wil deur 'n ratelslang gepik word nie. Daarom is belangrik om te sien wat die woord van die Here vir ons wil leer en wat hierdie bepaalde uitdrukking dan vir ons wil sê. As ons kyk na koning Dawid, na sy sonde, sien ons die geweldige seer wat hy in sy lewe gehad het. Hy sê baie duidelik daar, hy sê toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Dawid het 'n fisiese kwelling in sy liggaam gehad oor sy sonde, wat hom so erg gepla het. Hy sê my sonde het ek nie bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my ongeregtigheid bely en U die ongeregtigheid vir my sonde vergewe. U sien, Dawid het nie maar net dit as 'n voetnota in sy gebed genoem nie. Hy het ernstig geroep en gebid en gesmeek dat die Here sy sonde vergewe. En u kan miskien vir my sê, maar Gerard, ek het nie gehoreer nie. Ek het nie met 'n ander vrou of 'n ander man het ek gaan slaap of probeer om my sonde toe te smeer nie. Ek doen maar klein goedjies. Vriende, sonde is sonde. Ja, die gevolge van sonde is erger en ons weet in Dawid se lewe het 'n geweldige smart en hartseer beleef na hierdie sonde gedoen het, hierdie sonde gepleeg het met Batseba. Maar die gesindheid van sy hart was een gewees van die gebrokenheid oor sy ongehoorsaamheid aan God. Hoor wat sê hy in Psalm 51 vers 3. Hy sê, wees my genadig o God na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. So Dawid beroep homself op God se goedertierenheid, op God se barmhartigheid. Hy sê, Here, ek weet u het nie nodig om my te vergewe nie. Here, ek kan niks doen en u beweeg om my te vergewe nie. Ek kan net myself werp op u genade, op u barmhartigheid. Dan sê hy, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Hy sê, ek ken my oortredinge, my sondes altyd deur voor my. 'n Kind van die Here wat sondig, weet van sy sonde. Dis sy gewete wat uitroep om vergelding. Daar is dag en nag hierdie gedagte, ek moet met my sonde breek. Dawid sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou of rein as u my oordeel. Dawid sê, Here, ek weet ek verdien eintlik die oordeel, maar ek roep om genade. Sien u hoe ernstig Dawid sonde sien? Dis nie net 'n foutjie wat hy begaan het nie. Hy sien die sondigheid van sy sonde in die lig van die heiligheid van God. Daarom moet ons hierdie verstopte put weer oopmaak in die kerk van die Here, sodat ons weer 'n kanaal kan wees waardeur die Here kan werk. Dawid sê, verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. En dan die baie bekende woorde, skep vir my 'n rein hart o God en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Ag vriende, ek sluit af met die woorde van die teoloog Dr. Donald Whitney. Hy skryf, there is a widely mistaken notion that repentance and faith in Christ are once only events, but Christians are lifelong repenters and lifelong believers. Jy sien, die dag toe ons tot bekering gekom het, die dag toe die Here ons siele kom red het, het hy ons gewas met sy bloed. En van daardie dag tot die dag van ons dood sal hierdie belydenis van sonde, die vergifnis van sonde aanhou tot ons die Here in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Jy sien vriende, ons beleef nog nie die staat van verheerliking wat die Here vir sy kinders beloof het nie. Ons is nog hier op aarde, ons voete word nog dikwels vuil en ons bevlek ons hande met sonde. Daarom is daar 'n daaglikse uitroep in ons siele, Here, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy.
Ek pleit by jou dat jy vanmôre die erns van sonde sal sien. Ek pleit by jou dat jy nie net ligtelik met sonde sal omgaan nie. Ek pleit by jou dat jy sonde nie as 'n melktert sal hanteer nie, maar as 'n ratelslang. Dat jy sal wegvlug daarvan af. En as jy gesondig het, dat jy onmiddellik na die kruis sal vlug, na die troon van genade, dat jy sal uitroep om vergifnis. En ag vriende, dat jy sal weet dat die bloed van Christus ons gedurig deurreinig van alle sonde, sodat ons kan word soos ons Here Jesus. Mag ons as kerk van Jesus, mag ons as kinders van die Here, mag ons as liggaam van Christus met hierdie saak baie ernstig wees, sodat ons die Here in alles welbehaaglik kan wees. Vriende, groete vir u, mooi naweek, ons sien mekaar Sondag as die Here ons spaar. Tada.